Right, kom ons hoor bietjie, is dit min of meer wat julle in gedagte gehad het, julle gevra het vir praise and worships by die skool? Was dit lekker? Right, ek weet baie van die liedjies is bietjie nuut julle, maar ons wil vir julle 'n paar nuwe liedjies leer. Elke oggend gaan julle 'n ander lied leer en teen die einde van die week sal julle dit alles ken. Maar ek moet sê julle sing nogals, julle is nogals 'n ouers om klomp jong mense, hoor. Dis lekker om te hoor hoe sing julle daarvoor. Ek wens julle kon hoor hoe klink dit as die mense op die verhoog staan en al hierdie klomp mense sing vorentoe en die wonderlike ding is mense hoor hulle sing vir die Here. Dis die wonderlikste geluid wat daar in die lewe is, dink ek. Right. Ons tema vir hierdie jaar se jeugweek sien julle daar en dit is Rebels with a Cause. Tradisioneel dan praat ons van rebel without a cause, ons gaan praat daaroor, maar ons tema is wees 'n rebel vir vanoggend se eerste praatjie. Nou wil ek jy dink, Dominee, wag nou, gaan jy nou vir my sê ek moet 'n rebel kom wees? Ja, ek gaan. Hoekom want ek is mos 'n lekker Dominee? Nee, ek gee mos vir julle goeie nuus. Jy kan 'n rebel wees, nê? Nee? Wie van julle wou nog altyd 'n rebel gewees het met toestemming? Nê? Nee? Ek gee julle toestemming om 'n rebel te wees. Gee lekker hande klap vir julleself, nê? Nee? Woo! Maar soos wat julle my ken is daar natuurlik altyd 'n catch. En die catch is waar ons gaan gesels. Jy kan 'n rebel wees, ek gee jou toestemming. Maar ons 'n bietjie gesels oor wat beteken dit om 'n rebel te wees. Alraight. Voordat ons verder gaan, die nuus versprei maar vinnig in 'n klein dorpie, so ek kan vir julle reeds sê, Vrydagoggend het ek vir julle 'n gasspreker gereël. Baie van julle weet al reeds wie dit is. Die gasspreker wat Vrydagoggend met julle gaan gesels, was 'n Suid-Afrikaanse akteur wat 'n dokter in binnelanders gespeel het en hy's die eerste wenner van South African Survivors, die Celebrity Edition, en sy naam is Hytjie Berg. Ja, die meisies sal sê, woe, nee? Die manne sit nou daar aan daai kant en die manne dink, wie's Hytjie Berg? Nee? Right, julle? Ek sien hoe draai die manne nou daar aan mekaar toe en die meisies is woe en die manne sê, kon nie vir ons 'n speerspies of iemand gereël het, hè? Nou ja, so Hytjie gaan Vrydagoggend met julle kom gesels en dan natuurlik saam met elke jeugweek is daar twee goedjies julle kan sien op die eerste bladsy voordat ons begin het. Daar sal reeds 'n Facebook groep gestig. Die groep se naam is sover daar staan Rebels with a Cause, alles een woord. Join die groep as jy Facebook het asseblief, want daar kan julle vir my vrae vra wat ons moet bespreek in die oggende en dan kan jy 'n paar comments maak. Soos altyd is daar 'n jeugweek kompetisie. Die jeugweek kompetisie behels die volgende. Die hele week gaan ons gesels oor hoe kan ons 'n verskil in ander mense en in die wêreld se lewe maak. So die kompetisie werk as volg. Jy moet 'n projek uitdink of enige manier wat jy en jou vriende of julle as skool iets kan begin om 'n verskil te maak, of in die dorp of in die skool of waar ook al. Aan die einde van die week gaan ek en Hytjie die beste projek wat gekies is kies en die wenners van daardie projek gaan vir jou en 2 pelle alle toegang, alles reeds betaal, hele dag saam by Gold Reef City wen. Right. Maar daar's ons nog 'n catch. Daar's altyd 'n catch. Die wenprojek gaan eers julle kaartjies ontvang wanneer daardie projek actually begin het. Ons wil eers sien, jy het nie net iets uitgedink nie, julle moet dit actually begin. Alright, verstaan julle dit? Duidelik daaroor? Right, kom ons begin met die eerste tema. Wat is 'n rebel? Nee, almal van ons weet mos, ons pa sê baie keer of ons maas, weet jy nee, jy's nou reg, jy's sommer net 'n rebel. Jy gaan nou deur 'n rebelse fase seker. So ons gaan hierdie oggend begin deur saam 'n game te speel. Dit is baie eenvoudig en dit is Spot the Rebel, sien die rebel. So ek gaan foto's op die skerm wys. As jy dink dis 'n rebel, steek julle hande op. As jy nie dink dis 'n rebel nie, haal julle hande af. Dan kyk ons gou 'n bietjie wat dink die skool. Right, Spot the Rebel. Right, okay, wow, julle. Okay, julle luister gou. Right. Okay, ons gaan lekker fun en game saam met mekaar hê. Ek gee julle so 2 sekondes na elke foto om lekker geraas te maak. Dan moet ons weer tot bedaring kom, anders skree ek op julle en ek wil nie dit doen nie. Alright. So minder as die helfte van die skool dink daai is 'n rebel. Alright. Right. Ek weet nie of ek opgewonde of bang is nie. Rebel?
Wys hande. Okay. Right, okay, wow, okay. Okay, right. Okay, julle, okay. Okay, julle. Okay, right, kom ons probeer gou weer. Sonder om nou die lekker vibe en alles te spoil, nee, ek kan nie 7 keer vir julle vra bly stil nie, so kom ons werk saam. Ek was bang toe ek daai foto opgesit het, want ek het gereken, ja, kom ons los beeps maar net daar, alright. Okay, volgende foto. Rebel? Glad nie. Right, so stem saam, niemand in hierdie skool sê daar is rebellie. Alright, kom ons gaan aan. Right, ons beweeg aan. Okay, wie dink daai is 'n rebelse optrede? Julle werk gou saam met my asseblief. Wie van julle dink daai is 'n rebelse optrede as dit nou jy was jou pa gesê het, ag jy is sommer net 'n rebel? Nee. Glad nie. Okay. Rebel? Seker? Rebel? Rebel? Nie 'n klomp rebelle saam nie? Alright. Wie dink daai is 'n rebel? Right. Kyk hulle in die agtergrond nie vir sy wat voor staan nie. Okay. Rebelle? Right. Okay. Julle, all jokes aside, né? Dit maak my bietjie bekommerd as nie een van die foto's of julle wil net julle hande opsteek en sê ek dink is 'n rebellie of ons verstaan bietjie verkeerd wat is in die wêreld so oor rebel, want dalk het dinge vir ons so alledaagse raak vandag, né? Want ek kan jou beloof, meeste van daai prente wat ons gewys het, as dit jy was en ek vra vir jou pa, dink jy jou dogter of seun gaan deur 'n rebelse fase sorg gesê, nie. Nee? En dit is tog ons vir my hartseer dat die grootste reaksie uitgelok het was Justin Bieber. Oh my goodness. Okay. Kom ons raak ernstig. 'n Rebel beteken die volgende. Om rebel te wees beteken om opstandig te wees. Met ander woorde, as my pa of ma sê jy gaan dit nie doen nie, dan gaan ek vir jou wys ek gaan. Alright. As die meneer of die juffrou vir my sê jy sal nie dit doen nie, dan sê ek vir hulle, hoorie, jy vra my toestemming as jy vir my ek wil iets doen. As jy vir my sê ek sal nie, gaan ek vir jou sê ek sal. Dis opstandig, né? Ek staan op teen dit wat ander mense vir my sê ek moet doen. Ek wil 'n punt maak, ek wil iets bewys. Alright. Om rebel te wees beteken, die fancy woord is om jouself te verset en die eenvoudig beteken dis om teen iets op te staan. Dis om iets teen te staan. Met ander woorde ek stem, so ek gaan dit anders te doen. So kom ons sê byvoorbeeld my pa sê vir my, jy moet jou beste gee by skool en ek stem nie daarmee saam nie. Hoekom is dit nodig? Dan gaan ek hom wys ek gaan nie swat nie. Alright. Ek gaan kyk of ek hom net so kan deurskuur want ek het gehoor die juffrou sê vir my as ek 40% kry sal hy my deursit na die volgende jaar toe. Nee. Ek staan my teen as iemand iets vir my sê en ek wil dit nie glo nie, dan gaan ek dit teen staan. Om rebel te wees beteken ook om anders te wil wees as die gewone. 'n Rebel wil altyd anders te wees en hy wil altyd 'n punt maak. Altyd. 'n Rebel voel altyd, hoor jy, ek wil nie saam met die stroom beweeg nie, nee. Ek voel 'n veer oor wat almal dink en wat almal doen. Ek voel dit 'n veerpunt. Dis hoekom die slagspreuk sê rebel without a cause. Ek het nie 'n doel nie. Ek weet nie waarvoor ek lewe nie en ek voel 'n veer in elk geval wat ander mense dink. Voordat ons verder gaan, as jy vir my sê jy voel 'n veer wat ander mense dink, nee, gaan ek vir jou in jou oë kyk en vir jou sê jy lieg, want jy's juist die een wat meeste omgee wat ander mense dink.
Jy's net te bang om ander mense toe te laat om iets van jou te dink. So daarom raak jy hierdie rebel in hierdie optrede en jy sê ek voel niks. Ek gee nie om nie. Jy doen. En hoe vinniger jy dit besef, hoe beter is dit vir jou. Right, kom ons gaan aan. Die volgende betekenis van rebel is om 'n statement te wil maak. Ek wil 'n statement maak. Deur my optrede of deur my gedrag wil ek hê ander mense moet my raak sien en dan moet ek wil reaksie uitlok. Hoeveel keer dan gebeur dit ook by die huise byvoorbeeld, kom ons sê weer eens as pa en ma sê ek moenie, baie keer dink ek hoe ver kan ek pa en ma push? Hoe ver kan ek? En die oomblik as pa kwaad raak, dan laat ek pa voel asof hy die skuldige een was nie, want hoe kan hy nou so kwaad raak? Maar ek het hom gedruk die hele tyd, né? Nee? Dis die woordeboek, verstaan julle, van wat rebel beteken. Nou wil ek gou vir julle vra. Vergeet nou van die hande opsteek. Daar waar jy sit, dink by jouself eerlik of daai foto's wat ons vir julle gewys het byvoorbeeld van dwelmsgebruik en drankgebruik en al daai tipe van goeters en die meisie wat die selfoon boodskap gestuur het, ek haat jou, en die ander meisies wat in die agtergrond die ander ene gespot het, al daai foto's. Vra gou vir jouself af of dit regtig in die tyd van ons vandag lewe beteken om anders te wees. Of beteken dit ek beweeg maar net saam met die stroom. Met ander woorde, alles wat ons altyd gedink het rebels is, nê? Dis mos nou 'n klein groepie mense wat hulle self dronk drink elke dag en wat rook en wat lelike dinge doen ensovoorts. Dis mos 'n klein groepie, alles mos die groepie wat anderste is dit nie? Stem ons saam? Julle maak so? Nê? Kom ek gee gou vir julle 'n paar statistiek vanoggend. Dis erkende statistiek. Drankstatistieke en julle hierdie gaan nie in 'n grap ontaard nie. Ek wil hê julle moet kennis neem hiervan. Daar's so 'n navorsing gedoen teen graad 8. Waar is die graad 8s? Hier voor sit julle, né? Let wel, ons gaan nie 'n grapie van maak nie. Teen die graad 8s, hierdie klompie wat daar so voor sit. Bewys navorsing vir ons meer as die helfte van hulle het al alkoholgebruik probeer. Meer as die helfte in standaard 6. 43% van hulle het in die laaste jaar gedrink en kyk daar 15%. Dis basies 1 uit elke 7 het 1 of meer dronk paralytic drink episodes al gehad. 1 uit elke 7 graad 8 kind in Suid-Afrika. Alright. Graad 10s, waar sou is julle? Right, die graad 10s. Baie van julle my kategese klas, né? 70,6% van julle het al alkohol probeer. Né? Julle, wow. Ek het mooi gevra, dit mag dalk nou vir jou snaaks klink, maar teen die einde van die dag beloof ek vir jou gaan dit vir jou snaaks klink. Alright. 70,6% en kyk gou daar. 25,6%, meer as 'n kwart van alle graad 10s in Suid-Afrika het ten minste al een keer hulle self tot op die vloer gedrink. 'n Kwart. 1 uit elke 4. Graad 10 steek gou julle hande op. Tel gou al die hande en sê elke een van 4 van julle. Alright? Nou by ons groot eregaste, die graad 12s. Nee? Okay, julle, julle luister gou. Ek gaan vir julle gou dit prakties maak, né? Ek het tot 20:08 toe tyd saam met julle. Daar's al reeds 15 minute aan die begin gevat, so ek kan nie elke keer julle stil maak nie. Graad 12s, 80% het al alkohol probeer ten minste, né? So ek het daarom nou al 'n drankie gedrink. Dis daarom nie te baie, want ek is nou al groot. 30,8%, 1 uit elke 3 van julle was al dronk op meer as een geleentheid. 1 uit elke 3. Right. Ek hoop julle begin nou agterkom dat wat ons gedink het die minderheid is nie meer die minderheid nie. Inteendeel, om deel te wees hiervan raak nou die norm. As jy deel hiervan is en jy het altyd gedink ek probeer anders te wees, jy doen nie. Jy's nou die een wat net saam met die stroom swem die hele tyd. Jy's die een. Jy's die een wat net dieselfde doen wat almal ook nou maar doen. Alright. Volgende statistiek is daai here nie lekker interessant gemaak het nie. Nou kan ons dink, doen die al die statistieke, maar drank is mos deel daarvan, wat is nou regtig verkeerd daarmee? 1 uit elke 7 bestuurders wat in die aand op die pad kry is drank. 1 uit elke 7. Alright? 1 drankie verdubbel jou kanse om 'n ongeluk te maak. 1 drankie verdubbel jou kanse. As jy 1 drankie in het jy 2 keer soveel kans om 'n ongeluk op die pad te maak. Jou lewe is in gevaar, iemand anders se lewe is in gevaar. Kyk gou daai statistiek. Drank
is die derde grootste oorsaak van dood in Suid-Afrika. Derde grootste, né? Kom ons gaan verder. 67% van alle huisgeweld en 69% van alle vrouemishandeling gebeur as gevolg van drankgebruik. Jy dink nou dis alright. Maar kom ons kyk wat gebeur bietjie verder. 2.5 miljoen mense sterf elke jaar as gevolg daarvan. 2.5 miljoen. Suid-Afrika het die hoogste drankgebruik ter wêreld. Van al die lande, en weer eens wat vir my bekommerd is, en julle, ek kan eerlik wees met julle, né? Kan ek my eerlik gesels met julle? Dis mos waarvoor ek hier is, né? Wat my bekommerd maak, is die oomblik toe Suid-Afrika die hoogste drankgebruik in die wêreld, het ons 'n paar narre wat sê, "Woe! Yes!" Né? Nou as ons daarop wil trots wees, kom ek gee vir jou nog rede om trots te wees. Die Noordwes provinsie waarin jy bly, is die provinsie met die hoogste drankgebruik van alle provinsies, dorpe, stede in die hele wêreld. Voel ons nog steeds trots? OK? Wat beteken dit? Die gemiddelde persoon hier waar ons bly, luister mooi, drink tussen 34 en 68 liter suiwer alkohol in 'n jaar. Nou klink dit nie baie nie. Maar kom ek verduidelik gou vir jou. Jou gemiddelde bier het 5% alkohol. Maak jou sommetjies, hoeveel biere moet jy drink om 100% alkohol in te kry? En daai statistiek is gemaak as 'n gemiddeld vir almal van ons. Wat dit beteken ek drink nie. Met ander woorde, iemand anders moet 2 keer my hoeveelheid drink om by daai gemiddeld te kan uitkom. En ek hoop van harte, jy begin nou al 'n liggie begin aankan. Want ek weet daar soos van ons wat dink, maar Dominee, regtig, ons het hierdie nou hoeveel keer gehoor, hoekom moet jy nou weer dit vir my sê? Dis belangrik dat jy dit hoor. Is belangrik dat jy dit hoor, want ek gaan sommer nou al die einde van die praatjie vandag ook weggee. As jy 'n kind van die Here is, kan dit nie vir jou goed genoeg wees, dat jy sê, Dominee, ek lees al daai goeters, maar dis maar alright nie, dit is nie alright nie. Want as jy een van die klomp is wat saam met daai stroom beweeg, dan kan jy nie so vrymoedig vir die wêreld sê ek is 'n kind van die Here nie. Dan moet jy daar vir jouself eerlik begin afvra of Jesus regtig vir jou so belangrik is soos wat jy sê hy is. Kom ons beweeg aan. Elke dag begin tussen 80.000 en 100.000 kinders rook. Kinders, luister mooi. Kinders tel as voor graad 8. Laerskoolkinders. Elke dag in Suid-Afrika begin 80.000 en 100.000 kinders rook. Alright. Julle gaan vir my vra, Dominee, okay, maar is rook nou sonde? Ek gaan nie vir jou sê as jy of jou pa of jou ma rook, gaan hulle na die ewige hel toe wat ook al nie. Dit is nie my plek om te sê nie, nê? Want ek weet daar's baie rokers onder ons. Ek het baie familielede en geliefdes wat rook. Ek kan net vir julle my persoonlike opinie gee. Alright. En nou wil ek hê ons moet eerlik wees daaroor. Is rook skadelik vir jou, ja of nee? Alright. Dink jy jou hemelse Vader wat vir jou lief is, gaan vir jou sê, hoorie, ek weet rook is sleg vir jou, maar asseblief met my blessing doen dit. Gaan die Here dit doen? OK, maak julle eie afleiding asseblief. 1 uit elke 5 tieners rook. 50%, luister mooi, van rokers wat as tieners begin rook, met ander woorde hier waar julle nou is. 50% van julle wat nou rook, die kans is goed 50% dat julle vir 15 tot 20 jaar lank sal rook voordat jy eendag gaan ophou. Jy kan dalk dink jy begin dit nou en jy gaan dalk maklik ophou, maar navorsing bewys 50% van julle wat nou rook, sal vir ten minste 15 jaar aanhou rook. Alright? Nou sit ons daar, Dominee, nee, ek weet, ek try dit nou, ek gaan maklik ophou. Nee, jy gaan nie. Want hierdie navorsing is nie in die laaste jaar nie. Hierdie navorsing is gedoen oor die laaste 20 tot 25 jaar. En vir die laaste 25 jaar is dit al so dat 50% van alle tieners wat rook, rook vir 15 tot 20 jaar lank. 15 biljoen sigarette word elke dag verkoop. Alright? As daai jou nie bang maak nie, luister gou mooi. Kyk wat staan by die volgende ene. Elke 8 sekondes, luister mooi, wêreldwyd elke 8 sekondes gaan iemand dood as gevolg van tabakko of rook. Elke 8 sekondes. Maak jy sommetjies. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 dood. Elke right. Okay. Daai was nie 'n countdown nie. As hierdie statistiek vir jou werklikheid is, besef jy, dat so wat ons nou getel het, hier waar ons sit, ergens in die wêreld, is daar werklik mense wat elke sekonde doodgaan as gevolg hiervan. Dis nie 'n countdown nie, dis nie om vir julle punte bewys nie, dis werklik so. Dan gaan ons aan. 25% van julle wat hierso sit, sal eendag doodgaan as gevolg van rook. 25%, dis 'n kwart van julle. Kyk gou na jou pelle rondom jou. 25% van julle wat hier in hierdie skool sit, gaan eendag doodgaan as gevolg van rook. Right, kom ons gaan aan. Right, kom ons gaan aan julle. Fokus asseblief. Right. Okay. Kan ons maar aangaan. Okay, dwelmstatistieke. Julle, ons sit nou dalk hier so 'n ding met Dominee, waarom sê jy dit vir my, wat ek doen nie hierdie goeders, hier is nie reg my interessant nie, maar hier soos mense tussen jou wat hierby betrokke is, en ons moet hierdie goeders hoor, sodat ons mekaar kan help. Die fokus van die week is maak 'n verskil in iemand se lewe, en dis wat ons hierso gaan doen. En hier is nie die inleiding, ons gaan nou nie die hele week hieroor gesels nie, maar dit is belangrik dat julle hierdie goeders het snap. Dwelmstatistiek, 15% van alle Suid-Afrikaners het 'n dwelmprobleem. En kyk gou daarso, sedert 1992 tot nou waar ons vandag hier staan, het die hoeveelheid tieners wat dwelms gebruik gestyg met meer as 1000%. Met meer as 1000% in 21 jaar se tyd. As ons aangaan, 50% van almal van julle het al geëksperimenteer met dwelms. Onthou, dis nou die gemiddeld van in die land, soos dalk anders hier by die skool hoop ek, en die begin ouderdom is 12 jaar en jonger. Right. Hier kom 'n moeilike een. Right. Baie dankie vir julle samewerking. En kom ons werk hierdie ook lekker volwasse, want hierdie as julle die statistiek hier so lees gaan nou nog is nie so snaaks soos wat ons baie keer dink daaroor nie. 14-jariges, graad 8's, waar is julle weer? OK. Julle fokus asseblief. 25% van alle tieners teen ouderdom 14 het al ten minste een keer seks gehad in die tyd waarin ons leef. 25%. En bulle? Ek gaan vir julle weer vir 'n laaste keer vra om regtig te besef dat hierdie waarvan ons praat, die feit dat dit vir jou grap is, sê verskriklik baie van jou siening daaroor. Kom ons hanteer dit met respek en erns asseblief. As ons verder gaan, kyk wat gebeur met die statistiek. Teen ouderdom 19 het 72% van alle seuns en 58% van meisies al seks gehad. Is hulle wat wag vir die regte persoon nou nog in die minderheid? Nee? Ons wat gedink het dis mos nou teen die stroom, dis mos nou om rebel te wees om nie om te gee wat ander mense dink hiervan nie. As jy deel is van daardie 72% of 58%, is dit waarskynlik net jy wat nie meer so anders is as wat jy dink nie, maar jy doen net wat almal in elk geval doen. Nee? Wat maak die sommetjies julle minder meisies as seuns? So wat kan ons aflei? Meeste van daardie seuns het 'n ervaring gehad by iemand wat al reeds 'n ervaring gehad het. OK? En ek hoop asseblief nie dis vir julle snaaks dat jy sit en lag langs jou chombie daaroor nie. En as 'n mens verder gaan in Suid-Afrika, 1 uit elke 3 tienermeisies in Suid-Afrika, 1 uit elke 3 sal swanger wees voor ouderdom 20. 1 uit elke 3. En ek gaan dit sommer vir jou reguit sê, op ouderdom 17, 18, 19, daar is dalk van julle wat al daai ervaring het, jou lewe is beslis nie verby nie, as ons steeds vir jou lewe, maar jou drome verander ewe skielik en jou verantwoordelikhede verander, die oomblik wanneer dit 'n werklikheid word vir jou. As ons aanbeweeg, 70% van alle tieners is al geboelie,
5 tot 15% van julle word elke dag gereeld geboelie. 23% word geboelie omdat hulle nie seks wil hê nie. Dis Suid-Afrikaanse statistieke, né? 7, luister mooi, 7 tot 12% van alle boelies hou lewensgevaar. Met ander woorde, as jy 'n boelie is daar 7 tot 12% kans dat jou woede wat jy binne jou het tot erge gevolge gaan lei. Jy gaan iemand dalk baie ernstiger seermaak enigiets wat jy beplan. Alright. Wat is die gevolge hiervan? En as hierdie Here nie gaan maak, jy weet ek nie wat gaan nie. Amper 'n kwart van alle graad 9 leerdlinge in Suid-Afrika bring 'n wapen skool toe. Luister mooi. Luister mooi. Okay. Nie omdat hulle Chuck Norris wil wees nie. Hulle bring die wapen skool toe om hulle te beskerm teen seniors wat hulle boelie. Alright? Alright, as hierdie statistieke vir julle lekker was om na te luister. Julle het nou gesien al die statistieke het geklim, stem ons saam, né? So ons stem saam, die meeste mense gebruik gereeld drank, die meeste mense rook, die meeste mense gebruik dwelms en beslis die meeste van julle het seks buite die huwelik. Alright? Julle stem saam, dis vir die statistieke vir ons wys. Né? Kom ek wys gou vir julle wat maak die ander statistiek. En dis die statistiek van tieners wat sê ek is 'n kind van die Here en hulle Christendom lewe. Kom ek wys vir julle 67%, amper 70% van alle tieners voordat hulle die hoërskool uitgaan, hou op met kerk toe gaan. Klaar. En die kerk sien my nie weer nie. 67%. As ons verder gaan, 34% van daai gaan nooit in hulle lewe weer terug kerk toe nie. Met ander woorde, ek hou op. Ek gaan nie. Ek is verskriklik dankbaar daarvoor dat daar nie op hierdie stadium iemand is wat sê woe nie. As ons verder gaan, 66% van alle 14 tot 16-jariges, 31% van alle 17 tot 19-jariges sê hulle woon ten minste 2 keer 'n maand kerk by. Maak die sommetjies, meeste kerke het 2 dienste op 'n Sondag, 4 Sondae 'n maand, so ek is 'n Christen, ek gaan ten minste 2 uit 8 eredienste kerk toe. Ek is 'n Christen. Die Here is my belangrik. Ek gee my beste vir die Here, soos wat ons gesê het aan die begin, né? As ons verder gaan, 63% van alle tieners in Suid-Afrika sê hulle glo nie in Jesus nie. Kom ons gaan aan. 51% glo nie dat Jesus uit die dood uit opgestaan het nie. Met ander woorde, Jesus het op 'n tyd geleef, maar Jesus is dood. Hy lewe nie meer nie. Alright? 68% van alle tieners glo nie in die Heilige Gees nie en 58% van alle tieners glo dat alle gelowe dieselfde is. Of ek nou Christen is en of ek 'n Boeddhist is en of ek 'n Moslem is en of ek 'n Jood is en of ek glad nie 'n gelowige is nie, wat maak dit nou eintlik saak? Almal is mos dieselfde. En hier is effens 'n statistiek wat ek bewys het van ons personeel ook wel van kennis neem. En dit is dat in Suid-Afrika bewys navorsing ouers se nommer 1 doelwit vir hulle tieners is om 'n goeie opvoeding en kwalifikasie te kry. Minder as die helfte van ons ouers in Suid-Afrika voel dis 'n prioriteit om in 'n verhouding met Jesus te lewe. Minder as die helfte. As ons teruggaan na die betekenis van rebel wees toe, het ons mos gesê rebel is iemand wat wil anders te wees as die res, het ons nie so gesê nie? 'n Rebel is iemand wat nie saam met die stroom beweeg nie en wat anders te wil wees as die gewone. As ons na hierdie statistieke kyk, wat is die gewone? Ek hoop eers het jy by jou liggie aangegaan om te sê, ek is toe nou nie so anders as wat ek gedink het, as ek saam met die stroom beweeg met al die ander dinge wat ons eers van gepraat het. Die minderheid mense in vandag se tyd. Met ander woorde, as jy een wil wees wat anderste is as die res, is jy die ene wat gaan opstaan en sê, ek is 'n kind van die Here en ek gaan dit leef. Hoor julle my? Ek wil vir julle verdere statistiek gee. Meer as 200 miljoen Christene word elke jaar vervolg net omdat hulle Christene is. Met ander woorde, reg oor die wêreld is daar 200 miljoen Christene wat of doodgemaak word, of in tronke gegooi word, of mishandel word, of deur hulle families uitgeskop word, net omdat hulle kinders van Jesus Christus is. 200 miljoen elke jaar. Julle ons tyd raak amper op. Hoe lyk my tyd? Dis?
Hoe laat is dit nou? OK, ons moet klaarmaak vir vandag. Wat ek wil hê julle aan moet dink van môre gesels ons daaroor. Die grootste rebel van alle tye. Die grootste rebel van alle tye was Jesus Christus. Daar was nog net een soos hy, en daar sal nooit weer iemand soos hy wees nie. En as die wêreld gesê het, dis hoe ons dinge doen, het Jesus gesê, nee, dis hoe ek dinge doen. Toe die wêreld gesê het, as ander mense sleg praat vir jou, moet jy terug doen, het Jesus gesê, nee, ek sal lief wees vir hulle. Toe die wêreld gesê het, dit is alright om ander mense seer te maak, het Jesus gesê, nee, dit is nie, ek is lief vir hulle. En wat ek wil hê julle moet lees, en hiermee sluit ons af, Romeine 12, en nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle beoefen. Luister mooi. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Met ander woorde, die keuse waarmee jy sit aan die einde van hierdie week is of ek deel van daai statistieke gaan word of nie. Die Bybel sê, kyk na daai statistieke waar Here net nou so gelag het, maar moenie daaraan gelyk word nie. OK, Dominee, wat moet ek kan doen? Maklik. Maar laat God julle verander deur julle gedagtes te vernuwe. Laat God julle help om nie te begin dink oor hierdie dinge. Want wat is dit wat dit beteken om 'n rebel te wees? As ons die gebooie van God gehoorsaam, weet ons daaraan dat ons hom ken. En iemand wat sê ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leienaar. Met ander woorde, die Bybel sê, as jy vanoggend hierdie Here geloof en geprys het, nê? En jy sê jy's 'n kind van die Here, maar uit dieselfde mond uit sê, woe, vir al die statistieke wat ons gelees het, nê, moet jy daar 'n bietjie persoonlike ondersoek gaan doen. Jy moet jouself gaan afvra of jy regtig jou beste gee vir die Here Jesus Christus, wat sy beste vir jou gegee het. En julle, hierdie is nie om vir julle te laat skuldig voel of ietsie, wat hy vir jou hierdie wil probeer laat verstaan. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Met ander woorde, hoe lyk 'n rebel? Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos wat Jesus gelewe het. Ons het gesê Jesus was die grootste rebel van alle tye. Daar was nog net een soos hy, sal ook net een soos hy wees. Kyk bietjie rondom jou. Is daar enige iemand wat lyk soos jy? Nee. Jesus het jou gemaak soos wat jy is, met jou talente en jou gawes soos wat jy is. Want hy het 'n plan met jou lewe. Waarom wil jy net een van die getalle word en soos almal anders te word, as jy die potensiaal het om een soos jy te wees, om 'n rebel te wees, 'n rebel wat opstaan vir Jesus. Dis waar ons hierdie week gaan gesels. Hierdie vanoggend het net ons gedagtes aan die gang gesit. Gaan dink hier oor deur die dag. Praat pouse tyd met mekaar daaroor. En as ons op die Facebook groep join, vra asseblief vir my vrae as jy vra het oor vanoggend se praatjie. En môre gaan ons stap vir stap begin praat oor wat beteken dit om te lewe soos 'n Christen. Maar hopelik is die saadjie net vanoggend geplant. En hopelik het ek na al die statistieke gekyk en sê ek vandag, ek wil anders te wees. Ek wil wees soos wat Jesus gelewe het. Laaste vraag. Dink enige van julle met alle vrymoedigheid deur jou hand op te steek dat Jesus enigins deel sou wees van daai statistieke wat ons gelees het? Gaan iemand vir my sy hand opsteek? Gaan maak jy dan ook so? Gaan lewe soos wat Jesus doen. Alright. Kom ons sit so, dan sluit ons af. Ons almagtige God en hemelse Vader, ek wil regtig net weer eens bid vir elkeen van hierdie jong mense. En ons wil bid en vra, my Vader, dat U hierdie week met ons sal gesels. My Vader, dat U vir ons sal help om te besef wat om rebel te wees is nie so wat ons daaroor dink. Jy is nie om net saam met die stroom te gaan nie. Is nie sommer net saam met almal deel te word van al die dinge wat ons weet U self nie sou doen nie. My Vader, ek wil bid vir elkeen van hierdie jong mense dat hulle opnuut vir hulle harte sal oopmaak vir U. En dat hulle opnuut weer U in hulle lewe sal innooi. En my Vader, dat elkeen van ons elke dag opnuut weer sal leer en onsself opnuut weer daartoe sal commit om ons beste te gee, nie vir ons pelle nie, nie vir wat mense van ons wil hê nie, maar dat ons sal lewe vir Jesus Christus. Dat ons sal lewe soos wat U wil hê ons moet lewe. Jesus, help asseblief dat ons sal lief wees vir U. Help asseblief dat ons U sal loof en prys, nie net met liedere wat ons sing nie, maar met ons manier van lewe ook. En help ons om werklik 'n verskil in ander se lewe te maak. Ek bid vir elkeen van hierdie jong mense. Bewaar hulle, beskerm hulle en maak hulle soos wat U hulle wil hê.